Goeiedag, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons wil u baie hartlik welkom hier by vandag se bespreking met ons tema Apostoliese profetiese mense is nie bang vir die duiwel nie. Apostoliese profetiese mense is nie bang vir die duiwel nie. Vir u wat hier vanaand op hierdie oomblik teenwoordig is, wil ons sê baie dankie dat u saam met ons kuier nou, en ook aan u wat kyk oor die internet, en wat ook op ons webadres op 'n latere stadium gaan kyk na hierdie DVD. Ons sê vir u baie dankie en baie welkom dat u saam met ons kuier om die woord van die Here te bespreek. So ons wil vir u bemoedig of aanmoedig om te gaan lees in die boek van Rigters, hoofstuk 6 vanaf vers 17 tot 21. Die boek van Rigters, hoofstuk 6 vanaf vers 17 tot 21. Ons tyd is nie genoeg om dit te kan lees nie, maar ons het dit reeds gelees en ons gaan dan voort met ons bespreking. In hierdie skrifgedeelte verskyn God aan Gideon in die vorm van 'n engel en hy sê vir hom dat hy moet courage kry. Hy moet manmoedigheid kry, want hy's 'n dapper held. Hy's 'n dapper held. Die Here praat met Gideon en sê vir hom, gaan dan in hierdie krag waarmee ek jou stuur, en jy sal Israel van die Midianiete verlos. Maar ons sien dat Gideon antwoord God en hy sê, hoe kan ek Israel bevry van hierdie volk? Ek is die armste in Manasse en ek is die minste in my pa se huis. Hoor net na daardie antwoord. Maar dan kom hy en hy sê, as ek dan guns gevind het in die oë, wys my 'n teken dat ek met God praat, dat dit U is met wie ek praat. So, ons gaan dan ons bespreking begin deur te kyk na 5 simptome of tekens en simptome wat vrees identifiseer deur middel van 5 aspekte in ons lewens. Die eerste ene is geen konfrontasie. Geen konfrontasie, en die karaktertrek van vrees is dat mense 'n gees het of 'n gesindheid, eerder 'n gesindheid het dat hulle nie die duiwel wil konfronteer nie. En dit het ons baie te doen, en sien ons dat dit is die rede waarom Israel eerder in die berge gewoon het voordat en hulle weggesteek het voordat hulle eerder die Midianiete gekonfronteer het. En as gevolg daarvan dat hulle deur vrees gebind was hulle daarvan weerhou. Vrees het hulle daarvan weerhou dat hulle vyande konfronteer. Die tweede aspek is armoede. Jy weet, vrees het Israel weerhou daarvan dat hulle kon ontvang dit wat hulle gesaai het. Die saad wat hulle gesaai het, kon hulle die vrugte daarvan nie eet nie. So die oes kon hulle nie inbring nie as gevolg van vrees. En vrees het hierdie nasie basies, dit het hulle heeltemal verlam gemaak, so verlam dat hulle deur die Midianiete misbruik was. En dit is wat vrees bring in 'n mens se lewe. Hierdie gesindheid van vrees oor jou bring, dit het 'n verlammende uitwerking oor jou lewe. Dan die derde aspek is die feit dat ons die stem van God nie kan gehoorsaam nie. In die eerste plek kan ons die stem van God nie identifiseer nie. Ons weet nie wie die stem
hoe klink die stem van die Heilige Gees nie? So, as ons nie in staat is om die stem van God te identifiseer nie, hoe kan ons dan gehoorsaam wees aan hierdie stem? God sê vir Israel dat hulle die gode van die Amorite nie moet vrees nie. Maar vrees, hulle hoef nie bang te wees, maar vrees het hulle verhoed, het Israel verhoed om gehoorsaam te wees aan die Here. U kan gaan lees Rigters hoofstuk 6 rondom vers 10 en u sal sien wat gebeur het met die Israeliete in daardie opsig. Die vierde aspek wat ons gaan hanteer is dat vreugde verander is in hartseer en droefheid. Vreugde verander in hartseer en droefheid. Die winepress in die Engelse vertaling is a symbol of joy, die plek waar wyn gemaak word, en die threshing floor is a symbol of pain, sorrow and mourning. Die dorsvloer was 'n simbool van pyn, hartseer en treur. En vir Gideon het die plek wat vreugde moes verskaf, het die dorsvloer geword. Die plek wat vreugde moes verskaf, het die dorsvloer geword. En jy weet, soos wat ons nou gehoor het, dat die dorsvloer is 'n simbool van hartseer en pyn en treurigheid. En die plek van vreugde het vir Gideon 'n plek van hartseer en pyn geword. Nommer 5 van hierdie aspekte is dan 'n beskadigde selfbeeld. 'n beskadigde selfbeeld. Vrees gaan maak dat u voel dat u die minste is, u is die armste, u is nie goed genoeg nie. Dis wat vrees doen. Hy maak dat mense nie kwalifiseer om die werk van die Here te doen of om gehoorsaam te wees aan die opdrag van God nie. Nou wil ek ook vir u net uitwys dat u moet onthou dat God het die kerk beloof. God het die kerk beloof absolute oorwinning oor al die aanvalle van die vyand en oor al die krag van die duiwel. Jy kan gaan lees in 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14. Jy kan ook gaan lees in Matteus 16 vers 18 en dan laastens in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 57. En jy sal sien dat oorwinning behoort aan die kerk. God het dit gegee aan die kerk van Jesus Christus. En dis nie vir ons nodig. Dis nie vir ons nodig om die duiwel te vrees nie. Maar nogtans word die kinders van die Here vasgevang in 'n gesindheid van vrees. En vrees maak dat die duiwel ons beroof van die seëninge van die Here, die guns van God, wat eintlik 'n plek van, en baie mense bevind hulle in die huis van die Here, wat ook genoem word the winepress in die Engelse vertaling. En ons bevind ons in die huis van die Here, wat 'n plek van vreugde moet wees vir ons, het nou skielik verander in 'n plek van hartseer en pyn. Die rede daarvoor is omdat mense nie bereid is om die vyand te konfronteer nie. Dis maar een van die aspekte. Ons het vir u 5 genoem. Maak seker dat u seker weet wat hierdie aspekte is. Hierdie 5 aspekte gaan u help om dit vrees te identifiseer en dit dan ook totaal te vernietig vanuit u lewe uit en om dit weg te kry, want sodra u met vrees gedeel het, sodra vrees vernietig is in die lewe, dan sal u kan deurbreek en die oorwinning behaal wat God vir ons beloof in hierdie 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14, daar die laaste 3 skrifgedeeltes wat ek vir u gegee het. Ons tyd is verstreke, ons gaan nou weer terugkom na wanneer ons
gaan verder gaan met ons bespreking, so ons stop eers daar en dan gaan ons terugkom en die res van ons tema dan kom bespreek wanneer by die volgende gedeelte. Baie dankie.